die pad, die naweek weg is, ons gaan hulle dit ook, maar elkeen van die wat hier is, baie welkom in die huis van die Here. Mag die Here vanmorgen u verwagting oortref. Dit wat jy vanmorgen op soek by God, mag hy dit vanmorgen vir jou gee, bonatuurlik. En mag die guns van die Here vanmorgen op jou wees, dat jy sal ervaar vanmorgen in die woordheid van die Here. Because it's all about His presence, it's not about us. It's all about Him. He's the center of our being. He's everything we are here for. We are here to praise Him and to give Him the honor and the praise of our hearts. Terwyl jy so sit, ons net in die dienst op die gebed. Kom ons sluit met ons oor. Vader, wat een voorrecht vanmorgen om op die goeie vrijdag in die kerk te kan wees en die naam kan voortmaak. Wat een voorrecht vanmorgen, Here, om u te kan ken in die kracht van die opstand, Here. Dat u vanmorgen tot ons kan weet dat u ons lief hebt en dat u vir ons omgee, Here. Dan weet u elkeen in sy gedagtes vanmorgen ken van ver af, Here. U ken elke behoefte. U weet vanmorgen elke begeerte wat by elkeen is. En vra vanmorgen by elkeen sal stilstaan. Bereik die goddelike doel, Here, onvoorwaardelijk sit ons die dienst in die hande. Ons vra om die goddelike doel sal bereik. Ons vra om Jesus naam. Amen en amen. Ons gaan net staan en ons gaan gesin tot hier vir die naam van die Here. Eerste woordje van die dag vir ons sal opbrand is in die dis. Baie dankie vir elke wat so trouw is. Kom ons staan. Kom ons staan en ons moet en ons sê wees. And I'm gonna fall down on my knees and thank the Lord. I'm praying and believing, and I'll live my He's company. No, I'm grateful. Hallelujah.
vanmorgen terwyl jy vir die gitaar by gitaar draad op die snare snap, so jy moet geop. Jy weet wat die besef vanmorgen die kind van die Here is dat is die belangrikste datum op die kinders van God se kalender. Dis beteken vir my hartseer dat mense hierdie dag en hierdie naweek vat, maar net as nog 'n dag en nog 'n naweek, nog 'n lang naweek, nog 'n tydjie om te rus. Maar op die einde van die dag, as dit nie vir Goeie Vrydag was nie, was ek en jy nie vanmorgen hier. Die siekheid van die Here, dit het die verskil gemaak dat ons as heidene vanmorgen kinders van God genoem kan word. Dat nie nou net gaan oor die Jode nie, of oor Israel nie, maar ek en jy wat vanmorgen hier staan, wat eintlik help met die sondags was, kan nou sê my naam is geskryf in die boek van die lewe, en ek is 'n kind van God. Kom ons kom vanmorgen in die oggend, en ons gee aan die onder die Heer, omdat hy ons gered het in sy naam gered. They bow before your throne, and all the elders cast their crowns before them. But God has seen you are worthy of glory. You are worthy of glory. From you are all things, to you are all things, you deserve glory. You are worthy of it. You are worthy of it all. From you are all things, you are things, you deserve glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are things. You deserve glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. And from you are all things. To you deserve glory. You are worthy of it all. Yes, you hear it. You are worthy of it all. From you are all things. You are all things. You deserve it. Here we stand vanmorgen en zo lief is. Dus proclaim is the sake from your being. Is the breath that we take. You are everything of God. There is none like you. No one can touch our hearts like you do, God.
Yes, Lord, I love you, Lord. Oh, with all you are, and with all we are, oh, we've come so far to lift your name on high. 'Cause it's all about you. It's all about you, Lord. And the love and the song and this praise is what we bring you, Lord. 'Cause it's all about you. It's all about you, Lord. And the love and the song and this praise is what we bring you.
King of heaven and earth, breathe life in these bones. Take full control. Sing praise, sing praise, sing praise to the highest God. Bring glory to Thee. Revival in this place. Here to see Your face. Here in the air, the Holy Spirit is Master of great change, bring me back again. Sing praises to Thee, sing praises to Thee, sing praises to the highest God. Bring glory to Thee. Light will shine on like You. With power and might will surround You. Consuming fire, my God. Consuming fire, my God. Sing praises to Thee. Sing praises to Thee. Sing praise to the highest God. Bring glory to Thee. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Oh God, now I see what grace that moves to fear and grace my fear. I
dit die plek kan wees. Thank you for your goodness. Thank you for your grace. Amazing grace. Genade, Here, wat nie vanmôre met 'n menslike verstand uitgesorteer kan word of uitgeredeneer kan word nie. Genade, Here, wat vanmôre ons nie eens regtig kan verstaan nie. Genade onbeskryflik groot. Worship team mag Here hulle bless. Ek gaan met u praat vanmôre oor the night of betrayal. Nou ons die wet, elke saam met ons, as die Here ryk seën, mag dit môre die lewende verlewe ervaar.
1 Corinthians 11, verse 23 to 26. Lees vir die Engelse Bybel. I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, in the night in which he was betrayed, took the bread, and giving thanks, he broke the bread and said, "Take, eat. This is my body, which is broken on behalf of you. This do it in remembrance of me." In the same way, the cup also after the supper, saying, "This cup is a new covenant in my blood. As often as you drink this blood, do this in remembrance of me. For as often as you may eat this bread and drink this cup, you solemnly proclaim the death of the Lord until he shall come." Tot sover. The night of betrayal. Ek dink een van die goed in die lewe wat 'n mens se lewe totaal kan omkeer, is verraad. I think it's one of the most devastating things in a person's soul is betrayal by people, especially who call themselves your friends or your family or even people who love you. Ek het al baie keer in my lewe, in die tyd wat ek die bedien, soveel mense gesien wat se lewe aan skerwe gelê het oor mense wat hulle verraai en verloor het. Wanneer jy die disappointment op mense se gesigte sien, wanneer hulle jou vertel dat hulle deur iemand verraai is, deur iemand in die rug gesteek is, dan is daar nie woorde om dit te kan beskryf, die hartseer in mense se oë. And now we find Jesus in the same situation, betrayed by someone in his inner circle, someone he trusted, someone he loved. Ek dink wanneer ons baie keer mense in ons lewe ons te nakom, ons in ons rug steek, hulle rug op ons draai, op ons verraai, wat ek en jy as mens doen, die eerste ding, ons sny uit ons lewens uit. En baie keer behandel ons sulke mense asof hulle nog nooit bestaan het. Because betrayal is something very bad that can happen to people. The difference is that Jesus knew exactly who's going to betray him. Ek dink dat die Here Jesus ons as mens dinge nie kan vanmôre verstaan of heeltemal insien dat hy vir 3,5 jaar saam met Judas loop en die hele tyd weet dat Judas hom gaan verraai. Elke keer wat hy vir hierdie persoon gekyk het,
Glo ek het hy dalk in sy hart geweet en gedink dat wens dit kon anders gewees het. Jy sien, ek en jy aan die einde van die dag wanneer ons in so 'n situasie moes kom wat ons saam met iemand loop, van ons closeste mense, en jy weet dat hierdie persoon sy rug op jou gaan draai, dink ek sal ons hom dalk so op 'n afstand hou. Dalk nie so baie met hom praat nie. Maar Jesus vertrou vir Judas. Die Bybel sê hy was 'n tesourier in ons taal. Hy het die geldsak gedra. Dis hoe Jesus hom vertrou het. Ek dink baie keer wanneer die Here Jesus dalk so sy disippels bymekaar gekry het en hulle begin leer het, wou hy dalk vir Judas sê, Judas, jy gaan 'n pad stap wat jy nie verstaan. En tog het Jesus homself behandel as al die ander. Paulus kom in 1 Korintiërs 11 vers 23 en hy begin die volgende, hy sê, that the Lord Jesus in the night which he was betrayed. Toe die skrif lees, toe begin God met my praat, en asof die Gees van die Here vir my sê dat dit wat ons altyd maar hoor in die nag waarin hy verraai is, hoor ons van dat sy disippels aan die slaap geraak het, toe hulle saam met hom moes gewaak het. Ons hoor hoe Judas by die Here uitgestap het. Ons hoor vir alles wat Jesus moes deurgaan, wat ook reg is en wat goed is. Maar toe ek die skrif by die Here kry, het God in my gees kom praat oor heeltemal iets anders, oor die nag waarin hy verraai is. Jy sien, ek en jy as mens sien baie keer dat hierdie verraad, en ons oë sien ons hierdie verraad, en ons dink vir onsself, hoe kon jy? Jesus moet die pad van die Jordaan sal stap, hy moet vernietig word. Judas, hoe kom jy? Baie keer praat ons, wanneer ons praat oor die nag waarin hy verraai is, praat ons oor hoe hy voor Pilatus en hoe hy voor Caiaphas was. Ons praat baie keer oor hoe hy vir Petrus gekyk het, toe Petrus hom verloor het. Maar vanmôre, kerk van die Here, wil ek met die praat uit 'n ander hoek uit oor die nag waarin Jesus verraai is. The night of betrayal. Alhoewel ons al hierdie goed raak sien en al gehoor het en geraak gelees het, is daar iets hier in my gees wat God in my kom wakker maak het oor die Seun van God, ons Here Jesus Christus. The circumstances of Judas betraying him is mentioned not only because it was in the night or the work of the darkness, but being in the same night, he initiated the supper. Shows the knowledge of his death, but also demonstrating his great love for his disciples and his church to come.
Jy sien wat ons baie keer mis, is dit wat Jesus gedoen het. Nie wat die ander aan hom gedoen het nie, maar dit wat Jesus gedoen het. In die nag waarin hy verraai is. Ek wil even besef dat toe Jesus by Jerusalem inry op die esel se rug, en hy uitroep Jerusalem, Jerusalem, hoeveel maal word Jesus sê, en daar kyk ons omdat hy vlerke vat, maar jy wou nie, het Jesus geweet wat vir hom wag. Toe hy vir sy discipels sê, gaan maak vir ons klaar in die opera saal, waar ons die laaste pas kan hou. Het hy heeltemal iets anders in gedagte gehad op daai oomblik as die kruising wat vir hom wag. Dit wat Jesus in sy hart ervaar het, dit wat hy moes doen op die nag waar hy verraai is, was 'n demonstrasie van sy liefde aan die kerk. Alhoewel ons hierdie nag noem en volgens Paulus beskryf oor the night of betrayal, wil ek vanmôre sê, ek dink ons kan dit eintlik maar genoem het the night of the demonstration of his love. Jy sien die nag waarin hy verraai is, het hy nie vir Judas probeer oortuig om hom nie te verraai nie. Hy het nie by Petrus kom sit en vir hom gesê, Petrus, jy gesê, jy sal my nooit verraai nie, jy geweet waarvan jy praat nie, jy gaan verloor dit, jy gaan my verloor. Jesus het hierdie laaste paar ure wat hy op aarde gehad het, geleentheid gesoek om mense aan sy kant te kry. Maar Jesus het dit gesien as 'n geleentheid. Sy laaste paar ure op aarde gesien as 'n geleentheid om sy liefde aan elkeen te demonstreer. Want dit is wie hy is, dit is wie hy was. Liefde. Dis wat hy vanmôre aan die kerk van die Here Jesus, aan u en aan my wil demonstreer, deur dit wat God op my hart kom sit het. Wil hy vanmôre net vir jou kom sê, ek het jou lief met 'n ewige liefde. Ag, draai net na iemand naby jou toe en sê, Jesus is lief vir jou. Die 23ste vers kom, hy sê, I received from the Lord and I also delivered to you, that the night in which he was betrayed, he took the bread, and he broke the bread, and said, take, eat, this is my body, which is broken on your behalf. Ek wil net iets baie mooi sien in hierdie gedeelte. Jesus vat hierdie brood en hy breek dit vir sy disippels. Maar dit wat hy sê, lees ons baie keer nie altyd raak nie. Hy het nie gesê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek gaan word nie. Hy sê, dit is my liggaam wat gebreek word nou. Jy sien, voordat die soldaat die eerste hou geslaan het op sy rug, voordat die eerste stukkies vleis uit sy rug uitgeruk was sy liggaam reeds gebreek deur homself.
Die oomblik toe hy sê, neem eet, dit is my liggaam. Jy sien, Jesus kom en hy demonstreer aan hierdie disippels, toe hy die brood neem en hy breek dit, en hy dit vir hulle gee, toe sê hy, ek breek my eie liggaam, vrywillig, omdat ek vir jou lief is, omdat ek vir jou omgee. Verdra my vir 'n oomblik, dat jy kan verstaan waartoe ons gaan vanmôre kerk. Ek wil jy moet besef vanmôre die oomblik, toe hy hierdie brood breek, en hy sê, dit is my liggaam, wat vir jou gebreek word. Toe sê hy vir sy disippels, ek gee myself vir julle. Die oomblik toe hy sê, eet, hy sê vir sy disippels eintlik, be part of me. Wie is deel van my? Die Afrikaanse Bybel sê, hy sê, wat ek nou van die Here ontvang, wat ek aan julle oorgelewer het, die dag waar hy verraai is, het hy die brood geneem en gebreek, en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Ek wil nie met hierdie ding snap vanmôre kerk. Daai mense het gedink, daai soldate het gedink, Pilatus en Caiaphas en almal het gedink, hulle breek die liggaam van Jesus. Maar eintlik het hy die oppersaal terwyl hy by die tafel sit, reeds sy liggaam gebreek, as 'n demonstrasie van die liefde wat hy vir sy kerk het. Dis waarom die Gees van die Here my aandag kom vestig het. Is toe hy sou besef dat hy gee sy liggaam vir ons. Ag, baie keer as ons aan die tafel van die Here sit en ag, dis maar net nog iets wat ons doen, dis nog 'n tradisie, dis nog 'n ritueel. Dis nog 'n sakrament. Maar op die einde van die dag, kerk van die Here, wat ons aan die tafel gaan sit vanmôre, en jy daai stukkie brood neem, dan moet jy besef vanmôre, dis 'n demonstrasie van die liefde van God. 'n Demonstrasie van die liefde van Jesus die Seun, van die almagtige God, wat sy eie liggaam gebreek het en vir jou gee. Die skrif kom altyd so mooi by mekaar. Die nag waarin hy verraai is. Ek wil van vandag af van iets anders begin besef. Die nag waarin hy verraai is die nag van die liefde van God. Die demonstrasie daarvan. Daarna sê die Bybel en hy die beker geneem. En hy het gesê, dit is my bloed wat vir julle uitgestort is. Ek wil die vat vir 'n oomblik na Matteus 26 vers 27. Hy sê, then he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, drink from it, all of you. For this is my blood of the new covenant. Luister gou wat sê. That is being poured out for many for the forgiveness of their sins. That is being poured out. Jy sien die oomblik toe hy die beker vat en hy die wyn so in hy beker ingooi, toe stort hy sy eie bloed uit. 'n Demonstrasie van die liefde van Jesus. Voor die eerste druppel van sy bloed in die stof van Jerusalem ingeval het hy reeds sy bloed uitgestort aan die tafel by die Paasavondmaal saam met sy disippels. Wat die sien hy moes doen
sodat hy die liefde wat hy vir sy disippels het, die liefde wat hy vir sy toekomende kerk het, aan elkeen kon demonstreer en kan sê, dis my bloed. Wat vir my interessant is, hy gaan kyk na die gedeelte. Wat sê it's being poured out, as a present continuous tense wat gebruik word. Met ander woorde, wat Jesus op daai oomblik sê, toe hy die beker vat, met sy bloed, toe sê hy van die oomblik af, hoor mooi, nie van die oomblik wat hy die kruis hang nie, maar van daai oomblik af, word my bloed uitgestort. Being poured out, beteken tot in ewigheid, word my bloed uitgestort. Tot in ewigheid, is dit 'n demonstrasie van my liefde aan die kerk. Jy sien, wanneer ek vanmôre aan die tafel sit, wanneer ek hierdie wyn vat en ek dit drink vanmôre, dan word there is been poured out into my soul. A demonstration of the love of Jesus he had when he was sitting at the table with his disciples. Jy sien, alhoewel hulle gedink het hulle gaan hom doodmaak, kon hulle hom nie doodmaak. Alhoewel hulle gedink het ons gaan hom kruisig, ons gaan sy bloed laat vloei sodat hy moet sterf, hulle kon dit nie doen nie. Want hy was lig. Hy was die lig van die wêreld. Jy sien, in die oomblik toe hy sy bloed begin uitstort, in die oppersaal, toe sê hy vir sy disippels, dis vir jou wat ek lief is. Dis vir jou wat ek lief is. Dis vir jou wat ek, Judas, ek weet jy gaan my verraai, maar dis vir jou wat ek lief is. Petrus, ek weet jy gaan my verloor, maar weet dit net, ek stort nou my bloed vir jou uit, want ek is lief vir jou. Being poured out. En glo my, ek gaan dubbel seker maak oor hierdie uitspraak. In die oorspronklike taal praat ook van is being. Nie van sal wees nie. Aan die einde van die dag, kind van die Here, moet ek en jy begin besef, the night of betrayal was the night of a demonstration of his love. Jy kan dalk vanmôre vir my sê, maar pastoor, kom sê, hoe sê jy dat hy sy bloed op daai oomblik uitgestort het, dat hy sy liggaam op daai oomblik uitgebreek het? Hoe kan jy sê dat hy hom nie doodgemaak het nie? Kom ek vat jy gou na die Bybel toe. Johannes 10 vers 15, kom die Bybel, luister mooi wat hy sê vanmôre. Hy sê, just as the Father know me, I know the Father, and he has given my life. I will give my life for my sheep. Dan sê hy, the Father loves me because I gave up my life, so that you may receive, I may receive it back. En dan kyk gou wat sê vers 18. No one, says iemand naby jou, no one can take my life from you. Ag, kom aan, sê iemand het hoor dit. No one. So daar jy dink jy slaan vir Jesus. You didn't take his life. Jy dink jy die doringkroon op sy kop sit, en jy gedink jy vat sy lewe. You couldn't take his life because he already gave his life. At the Passover, as a demonstration of the love of God. Jy sien, Jesus sê, hy sê, niemand kan my lewe vat, maar luister wat sê verder.
Onthou wat ek nou vir julle gesê het. Hy sê, no one can take my life from me. I will give it up willingly. Willingly, he took the bread and he broke it. He said, this is my body. Gewillig vat hy die brood en hy breek dit en hy sê, disippels, dis my liggaam hierdie. 'n manifestasie van dit wat gaan gebeur, maar ek wys vir jou vanmôre, ek breek my liggaam omdat ek vir jou lief is. 'n demonstrasie van die liefde van Jesus. The night he was betrayed was actually the night of the demonstration of his love. The night he was betrayed at the Passover table by the demonstration of his love for a broken and a sinful world. He broke his own body and poured out his own blood. Sê net vir iemand, it's the night of the demonstration of his love. To take it a step further, the Bible teaches us in John 13 verse 4, it says, so during the meal, Jesus got up, removed his garments, hy haal sy kleed af, sy boorkleed, die kleed wat nie soom ingehad het nie. Die kleed wat spreek van sy volmaaktheid. Die kleed wat spreek vir hom as die God van die hemel, die koning van die konings. Jy sien in daai tyd het 'n kleed het verteenwoordig jou karakter, wie jy is, waar jy vandaan kom. Maar Jesus kom en hy haal sy kleed af. En hy sit op een kant neer. En die Bybel sê hy draai 'n handdoek om hom. En ons by Prophet tel, handdoek, het hy om hom gedraai. En hy gooi water in 'n bak. Jy sien, hy sit sy godheid, sy autoriteit, sy heerlikheid sit hy een kant neer. Hy sak na die vlak toe van 'n slaaf. En hy begin die voete van die disippels was. A demonstration of the love of Jesus. Jy sien in daai tyd het dit so gewerk dat wanneer baie van jou ryker mense het slawe gehad wat vir hulle gewerk het. En as die meester, die heer van die huis ingekom het, van buitekant af, na 'n dag se werk waar hy was, die geskiedenis leer dat hy ingekom en by die deur het daar altyd 'n bak water gestaan. Die slawe moes seker maak, daar staan 'n bak skoon water daar. En wanneer die Heer inkom, het hy gaan sit op 'n stoeltjie en dan die slawe hulle voete gewas, die Heer se voete gewas. Jesus kom en hy sit sy Heer mentaliteit, sy posisie in wie hy was, sit hy eenkant neer. En hy word die slaaf wat sy disippels se voete was. Selfs Judas se voete. Kan ek jou vra vanmôre, as ek vanmôre vir jou moet sê, daai vriende, familie, werknemers,
baase, wat jy al so te nagekom, as ek vanmôre vir jou sê, kom was gou sy voete. Kom verneder jou gou en kom was sy voete. Wat gaan jy maak? Maar Jesus sit aan een kant, sy kleed aan een kant neer, sy boekleed. En as 'n demonstrasie van die liefde vir sy disippels, was hy hulle voete. Interessant net, weer eens die geskiedenis sê dat dit was ook nie enige slaaf wat die voete kon was nie. Dit moes een van die slawe gewees het, wat hoor jy se hoogste respek gehad het vir die meester. En wat lief was vir die meester. Dis volgens die geskiedenis. Met ander woorde, wanneer die Heer ingekom het, was dit nie so met enige slaaf wat sy voete kon was het nie. Dit was die slaaf wat vir hom lief was, en vir hom omgegee het, en wat hom respekteer het, dat sy voete kon was het. Jesus kom en hy sê, ek word die slaaf, omdat ek lief is vir die disippels, omdat ek hulle respekteer, omdat ek hulle hoër ag as myself, was ek hulle voete. The night of betrayal became the night of a demonstration of his love. Interessant net, die Bybel sê, toe hy aan die tafel sit en hy die brood vat en dit breek, toe dank hy. In sy hart weet hy, the night of betrayal. Hy wat aan my tafel sit, gaan my verraai. Hy wat aan my tafel sit, gaan my verloon, maar tog, slaan hy sy oë op na die Vader, hy sê, Vader, dankie. Dankie dat ek my liggaam vir hierdie mense kan gee. Dankie dat ek my bloed vir hierdie mense kan uitstort. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, as ek en jy vanmôre op die plek met oomblik moet stil raak, dan moet ons besef vanmôre hoe lief was God vir ons. Hoe lief is Jesus vir ons. Hy was sê, hulle voete afgedroog met hierdie lamp. En nadat hy dit gedoen het, het hy sy kleed weer aangetrek. Sodat hy aan die kruis van Golgotha kon gaan sterf. Ek praat met u oor die night of betrayal. Iets baie interessants. Ek het nie geweet nie, Heer, nou 'n vraag gelees, iemand het nydig my vertel, en dit pas nie so mooi by my boodskap, en dat ek dit moet noem vanmôre. Die Bybel sê, dat toe hulle in Getsemane is, en Judas en die soldate kom, om Jesus gevange te neem, toe neem Petrus sy swaard, en hy slaan die oor af, van die ene soldaat. Die geskiedenis sê, dat geen soldaat, of geen persoon, mag 'n soldaat gewees het, vir die koninklikes, en vir die hoofpriester, as hy 'n gebrek gehad het. Met ander woorde, as daai man daar weggestap het, en by Kajafas gekom het, en Kajafas hom onmiddellik ontslaan van dit wat hy moes doen. Hy het hom onmiddellik ontken as 'n soldaat vol. Jesus kom en selfs aan hierdie man wat hom wil doodmaak, hierdie man wat hom gevange neem, kom Jesus en hy sê, ek wil hê jy moet uitgeworpene wees nie. Want dis wat hy sou gewees het, 'n uitgeworpene.
Het jy al baie keer al gedink daaroor, hoekom het Jesus hierdie ou so oorrand geraak? Sommige net omdat hy kon, nee. Want jy sien, hy sou uitgewerk gewees het deur die hoofpriester. Maar Jesus kom en hy sê, ag kom ek maak dit vir jou voorreg, dat jy nie uitgeworpen is. Jy sien dit was die laaste wonderwerk wat Jesus gedoen het op aarde, was toe hy hierdie man se oor aangeraak het. Die laaste wonderwerk. Maar in hierdie laaste wonderwerk was 'n demonstrasie van die liefde van Jesus. Selfs vir sy vyand. Selfs vir hulle wat hom te nakom. Selfs vir hulle wat hom gevange wou neem. Selfs vir hulle wat die kat sou op sy rug staan. Het hy besluit, ek sal vir jou 'n demonstrasie gee van my liefde. Ek in my eie woorde vanmôre, die Bybel sê niks omtrent die man weer nie. Maar interessant net, ek weet nie wie van julle al die Passion of the Christ gekyk het. En daai fliek, en ek dink dit laat ook maar baie van die goed uit die geskiedenis uitgehaal. In daai fliek sien jy hoe hierdie man net daar in mekaar gesak het en net daar gebly sit het. Toe hulle Jesus vat en wegstap. Hoekom? He experienced the love the moment Jesus touched him. Hy kon nie ooit weer dieselfde gewees het. Ek dink hy het homself wat daar onttrek tussen die soldate. Hy is maar my eie beskei mening man. Jy sien dit van julle hierdie goeie Vrydag vanmôre. The night of betrayal. Kom God vanmôre na jou en na my toe. God sê vanmôre, ek het jou lief. Met 'n ewige liefde. Hy het nie net gesterf aan die kruis van Golgotha nie. Hy het nie net die pad van die Weerdalarose gestap nie. Hy het nie net die haat op sy rug gehad en die doornkroon op sy hoof gehad nie. Hy het nie net die kruis gedra nie. En die nag waar net verraai is, het hy 'n demonstrasie gehad van sy liefde vir jou en my. Ek dink ons besef vanmôre hoe lief God ons het. Ek wil my verstout om te sê, ek dink nie ek gaan ooit weer dieselfde aan hierdie tafel sit. Want elke keer wat jy daai stukkie brood, of daai stukkie cream cracker vat, is dit 'n demonstrasie van die liefde van Jesus. Elke keer wat jy druiwesappie vat, is dit 'n demonstrasie van die liefde van Jesus. Ag sê net iemand na jou, Jesus is lief vir jou. Ek sluit 1 Korintiërs 11 vers 26 kom die Bybel. Hy sê, for as often as you may eat this bread and drink this cup, you solemnly proclaim, sê dit vir iemand na jou, solemnly proclaim the death of the Lord until he comes. I solemnly proclaim, op hierdie goeie Vrydagoggend proklameer ek met 'n eed. Ek sal aanhou glo aan die dood van Jesus Christus. Ek proklameer vanmôre kerk dat ek sal aanhou glo dat hy is ons saligmaker en ons vriend. Maar meeste van alles vanmôre, I will solemnly proclaim that he loves me more than anything. Ek het van ander gesê, Jesus is lief vir jou. Sit gou jou hand op jou bors, asseblief. Vir 'n oomblik net. Dan wil ek hê vir jouself net sê, wat jou naam ook al vanmôre is, Jesus is lief vir jou.
Ek sou sê, Tony, Jesus is lief vir jou. Sê, noem jou naam vanmôre. Ek wil net proklameer vanmôre. Just solemnly proclaim that Jesus loves me. Solemnly proclaim that He's the one. Die sien kind van die Here vanmôre vier ons nie net die dood van Jesus Christus aan die kruis nie. Ons verklaar nie vanmôre en vier net dat hy sukkel geslaan was nie. Maar ons verklaar vanmôre dat sy liefde nog nooit vervlou het. Dieselfde liefde wat hy vir sy disippels gehad het, het hy vanmôre vir jou. Maybe some of us have betrayed him somewhere along the line. Iewers het ons hom dalk verloor. Iewers het jou liefde dalk 'n bietjie koud geword. Maar hy sê vanmôre vir jou, ek het jou nog net so lief. Soos wat ek my disippels gehad het. Ek wil net hoor vanmôre, elkeen wat vanmôre kyk op Facebook, moet hoor vanmôre hoe lief God jou het. Ons verklaar vanmôre op hierdie goeie Vrydagoggend verklaar ons die liefde van Jesus. Ons verklaar vanmôre dat sy liefde nog nie vervlou het nie. Ons verklaar vanmôre dat hy ons nog liewer het as ooit. En dat hy my altyd sal lief hê. Niks wat jy ooit in jou lewe gedoen het, niks wat jy vandag doen en niks wat jy in die toekoms doen, kan 'n verskil maak oor hoe lief God jou het nie. Want sy liefde word nie vanmôre gekoppel aan wat ek doen nie. Sy liefde word nie gekoppel vanmôre aan wat ek kan gee nie. Sy liefde word gekoppel aan hy het sy liggaam gebreek vir jou en sy bloed uitgestort vir jou. Kom ons sluit ons oë asseblief. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now was blind, but now I see. Yes, Lord. Was grace that told my heart with fear and break my fears. How precious that grace. The hour I first believed, the God alone was great. Wie staan wat vanmôre net vir 'n oomblik op hulle voete wil staan en na, steek jou hande net so in die hemel. Vir die Here vanmôre, dankie. Dankie vanmôre, net vir God gedaan nie. Nie net dankie vir die pak van die wêreld, maar dankie vanmôre, Here, vir die oppersaal se Paskap. Dankie vir die demonstrasie van die liefde van Jesus. Dankie vanmôre, Here, vir 'n nag van die demonstrasie van liefde van Jesus.
Vader, dankie dat ons vanmôre op hierdie oggend kan verklaar. Ons glo in die liefde van Jesus. Dankie Jesus dat U vir ons gesterf het aan die kruis van Golgotha. Dankie Jesus dat U U liggaam vir ons gebreek het, dat U U bloed vir ons laat vloei het. Dat U U lewe vrywillig opgegee het sodat ons vanmôre U liefde kan ervaar. Ek wil bid nou, Here, in die liefde van Jesus op 'n besondere wyse in elkeen se harte uitgestort sal word deur die Heilige Gees in hierdie oomblik. Dat elkeen wat in hierdie plek is, elkeen wat vanmôre, Here, hierdie diens kyk, Here, dat hulle vanmôre net U liefde sal ervaar daar waar hulle is. Elkeen wat hier is vanmôre, wil ek bid dat die liefde van Jesus nou aan elkeen geopenbaar word. Because You are love. You are nothing more and nothing less. You are love. En ons dank U daarvoor, Jesus. Amen. U kan die plekke neem. Net as van vorentoe kom ons van Felietjie sing. Johan en Julia vermeld my by die tafel asseblief. Liggaam weer vir jou en my. Ek wil vanmôre hierdie stukkie creamcracker wil ek vanmôre breek, dat jy kan verstaan uit sy liggaam gebreek, toe hy die brood breek. En hy het gesê, dit is my liggaam wat vir jou gebreek is. Vader, dankie dat ons nou in die tafel kan sit. Dankie vanmôre, Here, dat ons net die liefde ervaar. Ek bid, Here, wanneer ons aan die tafel sit in hierdie oomblik, hulle wat dalk by hulle huise nou saam met ons nagmaal hou, Here, maar ek bid dat oomblik wanneer hulle hierdie stukkie brood of hierdie wat ook al, Here, in hulle mond kan sit, dat hulle die liefde van God sal ervaar, wat deur hulle vloei. Dat hulle sal ervaar, Here, hoe dit soos 'n stroom, 'n waterval vanmôre op hulle toesank, die liefde van Jesus. En aan U kom toe lof en eer van my hart. Neem eet. Dit is sy liggaam wat vir jou gebreek het. Neem eet. Ek vra almal vanmôre aan die tafel sal deel hê. Die Bybel sê in Johannes 5, as jy nie deel het aan die tafel, het jy nie deel aan Christus nie. So as jou kinders weet waaroor gaan die nagmaal, asseblief, dat laat deel hê in die nagmaal. Hy sê almal moet deel hê in die nagmaal. Dat jy vanmôre wanneer jy hierdie broodjies sal vat, sal ervaar hoe die liefde van Jesus jou oorweldig. Daarna het hy die beker gevat. En hy het gesê, dis my bloed, wat vir jou uitgestort is. Dis 'n demonstrasie van my liefde. Mag jy vanmôre, wanneer jy hierdie druiwesap vat, jy dit drink vanmôre, dat jy sal ervaar hoe die liefde van Jesus deur jou vloei. Hierdie manifestasie vanmôre, dat die man net nog 'n bekertjie sal wees wat jy bietjie druiwesap drink of nog 'n nagmaaltafel sal wees nie, maar jy vanmôre sal sê, Here, 'n demonstrasie van die liefde van Jesus. Dit is sy bloed wat vir jou uitgestort is, tot vergewing van sondes.
staan op ons voete. Steek het vir 'n oomblik jou hande so op. En sê net vir die Here, dankie vanmôre vir hierdie tafel. Dankie dat dit nog 'n tafel vanmôre is nie. Maar 'n demonstrasie van die liefde van Jesus Christus. Vader, baie dankie vanmôre dat U vir ons so lief is. Dankie dat U vir ons so omgee, Here. Dankie vir die liefde en die genade wat U elke dag op ons uitstort, onverdiend, Here, stort U dit op ons uit. Ek vra vanmôre, Here, dat ons die liefde van Jesus meer sal ervaar en dat ons die liefde van Jesus ook daar buitekant sal uitdra, Here, aan 'n verlore van die wêreld. Dat wanneer mense na ons kyk, Here, dat dit sal wees soos wat die Bybel sê, wat U gesê het, hulle sal na julle kyk en hulle sal julle sien die liefde onder julle is. Omdat julle my as my disippels, omdat julle my lief het. En die liefde wat julle onder mekaar het. Sien elkeen vanmôre, Here. Ek bid dat ons op vandag in die liefde en vrede bring ons op die bestemde tyd weer by mekaar, Here. Ek vra dat die engele van ons bevel gee om vir ons uit te trek, ons agterhoede te wees en van alle kante af in te sluit, Here. En dat ons Sondag weer by mekaar sal kom om die opstanding te kom vier, Here. Ek eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen en amen. Ek gaan Sondag met U praat oor the morning of victory. Moet dit asseblief nie mis nie, Sondagoggend 9:00, the morning of victory. Die Here seën gaan vrede, goeie besig